Terwyl die wêreldwye veranderinge in weerspatrone baie duidelik is in die versengende hitte in Europa, is daar voorsorg wat getref kan word om grond gesond te hou. Hallo en welkom by AgriMonitor, ek is Irene Marie van der Walt en hierdie week herhaal ons 'n gesprek wat ek gehad het by Nampo met Jason Sparrow, 'n landboukundige van Kynog, oor hoe jy tydens die droogte wat toe vir 'n paar maande lekker gereën het en toe weer in 'n droogtefase ingegaan het, jou grond op jou plaas kan gesond hou. Dan gaan gesels ons ook met Ian Deel van Jojo oor hulle nuutste produkte. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Dennis Geldenhuys het ook 'n bietjie by Nampo met my gesels oor die ontwikkeling van versekering vir boere spesifiek. Kom ons gaan kyk. Goeiedag, ek is Jason Sparrow, ek is 'n landboukundige by Kynog. Ons is hier by Nampo vandag en ons is baie opgewonde om hier te kan wees vandag hier by Nampo. So, vertel vir my 'n bietjie van die Namibiese boer. Natuurlik by AgriMonitor gaan ons praat oor die Namibiese boer. Die Namibiese boer in hierdie stadium sit in 'n situasie waar ons jarelange droogte, absolute versengende droogte deurgemaak het. Toe vir so 'n paar jaar goeie reën gekry het, so 2-3 jaar, en nou staar ons dalk weer 'n droogte in die gesig. Watter impak het dit op Namibië se grond? Ons weet ons grond is moeilik om mee te werk. Ja, nee, ons is baie betrokke in Namibië waar ons van die noordoewer tot by Grootfontein werk en so saam met dit het ons baie met boere begin gesels oor die omstandighede. En op die huidige stadium het hulle baie goeie reënval gehad in hierdie spesifieke jaar, die vorige jaar ook. Maar daai boere besef ook dat die droogte kom en hulle praat van die El Niño wat vorentoe inkom. En die boere besef ook dat daar kom weer moeilike tye wat voor lê. Dis hoekom ons baie fokus om pasbare produkte met nuwe tegnologie te kan gebruik om meer effektief met ons kunsmis te kan wees, om beter ons kunsmis doeltreffendheid te kan optimaliseer, wat ons reeds vir die boere pasgemaakte planne het wat ons kan vir daai spesifieke boere help in bietjie meer marginale areas. En ons kyk baie na, ons fokus baie op die grond en wat is die beskikbaarheid van elemente in die grond. En goed wat ons na kyk is baie holistiese benadering. Bo net die kunsmis wat jy gee, maar wel goed soos agronomiese goed soos saadbedvoorbereiding, grondbewerking, wat ons kyk, ons wil nie verdigte lae en sulke goed is wat ons graag ophef, so om daar op die ouende beter waarde te kan toevoeg in daai tipe omstandighede. En wat is vir jou die moeilikste deel van die Namibiese landskap en om daarmee te werk? Ek dink die afstand is een van die goede. Alles is ver. Ek dink baie van die kunsmis kom uit Suid-Afrika uit wat baie ver is ook. So in terme van nou op die huidige stadium met logistiek en dieselpryse en daai tipe goed, is dit maar
afstand ding en met dit te sê is natuurlik die kunsmispryse dan bietjie duurder vir 'n Namibiese boer en dis reeds hoekom ons wil kyk na beter produkte wat baie minder verlies het op ons gronde. So ek dink dis een van die goed en dan die ander is dalk 'n tekort aan kundigheid wat baie keer die geval is goeie betroubare kundigheid wat vir ons Namibiese boere kan help in terme van die akkerboukundige wat kan waarde toevoeg daar. So ons probeer ook daai diens verskaf vir ons boere daar om so 'n bietjie meer betrokke te wees om beter kennis te kan oordra om waarde te kan toevoeg daar. So gepraat van betrokke wees, Kynop is baie betrokke in die Namibiese mark. Julle het voet op die grond in Namibië en julle doen navorsing daar en julle werk met die boere. Vertel my 'n bietjie, wat doen julle alles daar? Ja, so ons werk baie nou saam met Agra wat een van ons verskaffers is in Namibië en saam met hulle probeer ons kyk na grondontledings, blaarontledings wat ons kan beter verstaan wat se tipe gronde ons mee werk. Ons kyk ook na proewe wat ons insit want ons seker maak nie alles wat by ons in Suid-Afrika werk in Namibië ook. So ons probeer kyk na pasgemaakte proewe wat ook wat ons kan insit, wat ons kan bewys dat die produkte is wat ons gebruik is ook werk ook in Namibië vir daai boere. En dan as 'n Namibiese boer nou gaan slim wees in die aangesig van wat dalk vir hom nou wag met die El Niño toestande. Wat gaan hy nou doen om daardie hou effens bedel? Ja, dis moeilik. Ons is nou regtig in moeilike omstandighede met dieselpryse en ons kommoditeitspryse is nie so goed nie en soos jy sê ons staan nou El Niño wat dalk voor lê. So ek dink die groot ding is om die regte produkte te kan gebruik, die regte plek en op die regte tyd. So twee groot produkte wat ek wil graag uitlig veral met plantkunsmis, want dit is so belangrik. Jy moet besef jy plant net een keer daai gewas en dit is so belangrik dat jy daai potensiaal reg vestig en reg skep. So een van die plantkunsmisse is 'n produk wat ons noem die Ultra reeks wat vir ons 'n mikroelement bedekking op elke korrel het en dit bevat hoog sink, mangaan, yster, koper en boor en dit maak net soveel sin om die mikroelemente bo op die plantkunsmis te kan sit as wat jy dit na die tyd sou doen en as dit nog 'n aksie wat moet plaasvind. So die bandplasing byvoorbeeld op mielies van 'n plantkunsmis met hierdie mikroelement bedekking van die Ultra reeks bied ou net daai ekstra doeltreffendheid. So jy kan eintlik geld spaar om 'n beter produkte kan gebruik wat alles wat die plant nodig het wat vir jou alles bied in 'n opneembare vorm wat baie belangrik is. Die ander produk wat ons na kyk as 'n stikstofbron veral met na die tyd wat 'n opvolgkunsmis wat ons wil gee is 'n Kynop+, Kynop+ Pro wat 'n urease inhibeerder het. Dis 'n urium produk wat 'n urease inhibeerder het en jy weet as jy gewone urium uitstrooi, kan jy tot 40% van jou stikstof verloor net deur die proses van vervlugtiging. Waar urium omskakel na ammonium toe, dit maak ammoniakgas en dit gaan in die atmosfeer in. En dan is dit mos sinneloos veral in hierdie omstandighede waar ons moet so effektief wees as moontlik met 'n duur kommoditeit soos kunsmis wat jy nie wil verliese hê nie, wat jy tot 40% kan verloor. So die Kynop+ Pro het die urease inhibeerder wat heeltemal die vervlugting konsep of die effek van vervlugtiging uithaal, dat jy 100% of nader aan 100% van die kunsmis wat jy toedien vir die plante kan beskikbaar stel. En dan Namibiese boere is in die algemeen hardkoppige mense, hulle bly by wat hulle vertrou, maar terselfdertyd moet daar ook vernuwing wees. En dan wonder ek, is daar vernuwing in kunsmis? Kan dit nog vernuwe? Ek dink met hierdie twee produkte, die twee konsepte, nou ons kom al 'n tydjie en daar was verseker omdat dit 'n marginale areas en die boere weet daar kom swaar tye wat kan kom, dat jy met jou insetkoste so goed bestuur as moontlik. Maar tesame met dit het ons
het ons met die boere begin werk en soos ek sê, proewe begin insit en die boere begin sien dat self bewys dat hierdie produkte regtig werk en hulle kan byvoorbeeld met minder kunsmis kan hulle meer reg kry en meer doen en dit is op die ouende waar ons kan waarde toevoeg. Dat is nie die geheim is nie om meer en meer te gee nie. Die geheim is om dit wat jy gee meer effektief te maak en dan in moeilike tye soos nou kan jy wel dalk met minder kunsmis nog steeds goeie oeste te kan afhaal, maar met 'n beter effektiwiteit op die ouene. So dit is maar ons doel om probeer waarde toevoeg. En soos ek sê, saam met dit die holistiese benadering waar ons kyk na die hele agronomiese aspek waar ons kan waarde toevoeg vir die boer. En dan laastens voordat ek jou laat gaan, vir Namibiese boere wat wil vernuwe, jy weet, en wil meer per hektaar, meer per akker uitkry, watter raad sal jy vir hulle? Ek dink begin by jou grondbewerking. Maak seker jy het grondontledings, want dit kan baie verander, baie dinamies. Veral as jy kyk na gewasse wat baie voeding uit die grond uit myn, byvoorbeeld soos 'n losering, dan kan die voedingsstatus in jou grond baie vinnig verander. Kyk na grondontledings en blaarontledings, maak seker jou bewerking is reg. Plantdieptes, klein goed soos plantdiepte. Byvoorbeeld mielies wat moet op 'n sekere bietjie dieper geplant word of koring wat moet vlakker weer geplant word, gewas spesifiek. Dis iets wat nie jou gaan geld kos nie. As jy die regte plantdiepte het, dan is dit iets wat jy in beheer het oor om daai potensiaal te skep. Ek vat 'n voorbeeld mielie. 'n Mielie is vir my soos 'n 100 meter atleet. Hy is as hy weer in die begin struikel, gaan hy nie by die wendpunt uitkom nie. So maak seker daai wegtrek is reg want hy lê sy potensiaal baie vroeg vas, meeste gewasse en dit begin tog met goeie saadbed en die regte plantdiepte en dis iets wat kan help weer eens om die kunsmis wat jy toedien ook beter te kan benut. Dis tyd om alles te los en net te speel. Van die grootste stories tot die wildste oomblikke. Ons bring dit alles reguit na jou skerm toe. Stories, mense en die energie wat jou laat voel, jy's deel van iets groter. Moenie uitspeel mis nie. Elke Vrydag aand om 8uur op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en OneUp 2. Een watertank hoef nie net 'n doodgewone ou watertank te wees nie. En dit het Jojo onlangs bewys met 'n nuwe produk wat hulle bekendgestel het. Ian Deel het by Nampo vir ons vertel. Ons het al onvoorbereid op hierdie jaar se Nampo. Amper ook uitverkoop. En as jy nie omgee nie, kan ek jou vinnig 'n demonstrasie gee. Net hierdie, net my oë aansit. Dan wys ek jou gou hoe werk hy. So dit is nou 'n lewendige demonstrasie as ek dit so kan noem. Die toestel kom in 2 dele. Ons het 'n transmittertjie wat met 'n solarpaneltjie werk. Hy het nie krag nodig nie. So hy laai batterye deur die son. Aan hom gekoppel is sy sensors wat dan die vlak van die water in jou tank lees. Hierdie een stuur dan syne uit na die ontvangertjie toe. Wat hierso is, hy kan gestel word jou minimum watervlak wat jy vereis om die pomp aan te sit en dan waar hy dan weer moet afsit. So nou vir die demonstrasie doeleindes het ons nou boorgatpomp daarin gesit. Dan wil ek net gou terug gaan na daai eenheid en wys dat jy gou werk uit. So ek gaan nou simuleer wat gebeur wanneer jou tank leegloop. Dan lees hy nou die vlak van die water deur middel van hierdie sensor. So as jou tank nou leeg is, dan gaan jou pomp aansit. Jou boorgatpomp. So hierdie eenheid het nou vir daai eenheid daar gesê die tank is leeg, sit aan die pomp. En dan soos dit hy vol word en hy weer hierdie sensors toemaak, dan praat daai
transmittertjie met die receivertjie, dan gaan hy 'n paar sekondes en sit hy 'n pompie af. Nou dis baie gerieflik. Ek weet die manne dis nie hulle is gewoond aan die float switch, wat ook 'n goed die tyd van toets al gedeurstaan het. Die voordeel van hierdie eenheid is hy wil hê hy moet binne 'n sekere tydperk 'n sekere vlak bereik, en as dit nie sou gebeur het, dan sit hy jou water af. Want hy kan, ek meen 'n float switch gaan aanhou loop. As jy 'n pyp het wat gebars het, dan gaan hy aanhou loop. Hierdie ene hy vereis dat hy sekere tyd styg. As hy dit nie doen nie, dan stop hy om jou daai verlies van water te spaar. So is baie opgewonde oor hierdie eenhede het gevlieg hierdie jaar by Nampo. Ek dink dit is 'n baie goeie produk om te hê vir al op plase waar mense gewoonlik staat maak van voormanne om pompe aan te sit, te wag laat die tank vol loop en dan weer af te sit. So dis ideaal. Dis nie net boorgatpompe nie, solenoid valves ook wat hy kan aan en afsit en drukpompe. Daar's hy. Goeiedag, ek is Dewald Olivier. Ek is die hoofuitvoerende beampte van Red Meat Industry Services of RMIS in Suid-Afrika. Okay, so Dewald, natuurlik Namibië is in hierdie stadium op wetenskole oor die tuberkulose uitbreking hier in Suid-Afrika. Wat dink jy van ons situasie daar aan die kant die Oranje? Ek dink julle het 'n ongelooflike voordeel bo Suid-Afrika op hierdie stadium en nie noodwendig met betrekking tot die ekonomie en die uitvoere nie. Maar ek dink grootliks wat julle sien hoe om goed nie te doen, hoe ons dit op hierdie stadium hanteer nie. So ek dink julle is ook in 'n baie gevaarlike posisie. Maar tog wat ek sien is in my gesprekke met Dr. Anja Boshoff en definitief met julle Landbou-Unie, dat daar 'n groot dringendheid is op hierdie stadium om te verstaan en te weet hoe ons dit hanteer natuurlik aan die een kant, maar aan die ander kant ook is daar 'n groot dryf om hierdie siekte uit te hou. En in 'n gesprek wat ons gehad het, 'n vergadering wat ons gehad het met die Landbou-Unie so 'n paar weke terug, dink ek was ons groot versoek of dringendheid wat ons op die Landbou-Unie se harte gelê het is, hou die siekte uit julle grense en ons sal alles wat ons vermoed doen van Suid-Afrika se kant af om julle te help om dit uit te hou. En dan, wat dink jy kan Namibië baie kleinskaalse boere wat veral bang is in hierdie stadium, ons sien ons groot boere natuurlik, jy weet net die finansiële veiligheid. Maar wat kan ons kleinskaalse boere doen om hulle self te veilig? Ja, wel eerstens julle het 'n gebied wat nog back and claw het, as ek so kan sê, wat julle kan hou daar om te ent, en ek dink die grootste ding op hierdie stadium met betrekking tot die enting is om die regte entstof te kry. Ons weet dat Botswana sukkel op hierdie stadium met entstof en dis die grootste risiko dink ek met betrekking tot die enting wat Namibië het om die regte entstof te kry, die regte strain te kry natuurlik te laat maak sodat julle hulle kan ent. So die klein boere in ons situasie op hierdie stadium is natuurlik ook ons grootste risiko. By ons is 40% van ons nasionale kudde is in die hande van die klein boere. En dit bring natuurlik 'n baie groot risiko, maar dit bring ook 'n ongelooflike geleentheid vir daai boere vir ons situasie, want ons gaan nou back and claw, ons werk daarna om back and claw vry met enting te wees, en dit beteken dit maak 'n baie groot geleentheid vir die ouens oop om nie net vleis te lewer nie, maar ook beeste te lewer. So saam met die risiko is dan natuurlik ook 'n geleentheid. So, vertel vir my 'n bietjie, daar is tans in Namibië, ek weet nie of jy weet van die rooi lyn saak nie, maar die rooi lyn is word in Namibië. Dink jy die rooi lyn speel 'n rol in Namibië se veiligheid? Definitief. Kyk, ek dink die rooi lyn speel definitief 'n rol in julle veiligheid op hierdie stadium. Ek verstaan ook, net soos in Suid-Afrika, daar is sosio-ekonomiese probleme met die rooi lyn. En ek dink die ekonomiese of die kommersiële boere in Suid-Afrika het tot op hierdie stadium en die industrie het baie goed gedoen om die rooi lyn in stand te hou. En in ons gesprekke met die Landbou-Unie en die rooi vleisprodusente in Namibië was dit natuurlik die heeltyd verskriklik belangrik om hierdie rooi lyn in stand te hou. En ek dink dit moet ten alle koste in plek gehou word. Maar ek kan ook vir julle sê dat dit verskriklik belangrik is, en ek dink julle doen dit reeds, om te kyk na die boere aan die ander kant van hierdie rooi lyn. En ek dink dit gebeur definitief reeds en hou dit ten alle koste daar. Dit is verskriklik belangrik. En het jy 'n idee van wat ons kan doen om daardie sosio-ekonomiese probleme om dit te verminder? Ja, wel die groot idee, die groot
uitkoms is natuurlik om vir hierdie produsente wat aan die ander kant die rooilyn is, mark te gee vir hulle diere en markte te gee natuurlik vir hulle vleis. So op hierdie stadium, en ek dink dit is die be-all en die end-all, hoe die planne binnekant werk en hoe dit gedoen te word, hang natuurlik af van streek tot streek of land tot land. Maar dis die groot ding en ek dink dit is alom bekend. Hulle soek markte en hulle wil natuurlik markte hê wat dieselfde lyk as die kommersiële boere so. So dit veroorsaak baie keer baie spanning. Van 'n beleidsstandpunt, wat dink jy ons nou in hierdie gesprek gesels oor beleid en die belangrike is om 'n beleid in plek te hê. Watter beleid moet ons nou in plek kry voordat die closure oor die grens is? Dis nie 'n wanneer nie, dis nie 'n as jy dis 'n wanneer. So wat moet ons doen voordat daai wanneer? Ek wil graag baie graag sê nie dit as en nie wanneer nie, maar hierdie siekte is hoogs aansteeklik en vanuit 'n beleidsoogpunt uit. Dink ek daar's 3 of 4 belangrike goedes. En ek dink die eerste belangrike ding is natuurlik samewerking vanuit 'n streeks oogpunt uit. Ek dink SADC speel 'n ongelooflike belangrike rol. Ons moet antigen, soos hulle sê, moet ons kry en ons moet dit in 'n bank sit as SADC sodat ons toegang het tot die regte enstof op die regte tyd. Ek dink julle het bietjie minder diere as ons, maar die feit van die saak is julle moet genoeg enstof hê om enige uitbreking onmiddellik die hok te slaan of te stop. En dit was ons grootste probleem tot nou toe. Ons het die virus en die siekte te ver en te lank laat hardloop. Ek dink julle kan dit baie vinniger stop en dit is een van die grootste en die belangrikste goed om te doen. Dan die tweede ding is natuurlik samewerking, uitruil van kundigheid, uitruil van kennis. En ek dink 'n groot ding wat ek nie binnekant genoem het vandag nie wat baie belangrik is soos die Engelsman sal sê 'n united front na die World Organization of Animal Health. Hulle speel natuurlik 'n baie belangrike rol. En as ons as SADC en suidelike halfrond lande saam kan staan en 'n spesifieke benadering het na hoe toe, dink ek sal dit verskriklik baie help om nie net ons saak sterk te maak nie, maar al die suidelike halfrond lande. Navorsing natuurlik baie belangrik. Ons het navorsing gedoen op die 5de kwart wat vir julle ook 'n baie groot voordeel sal wees. Inteendeel, in 'n gesprek met die International Meat Secretariat gister, wat die internasionale samevoeging van rooi vleis lande is daar ook gepraat rondom hierdie navorsing van die 5de kwart. En dit gaan op die oë en die aan ons eksotiese tipes ook natuurlik 'n effek en kan dit 'n effek op hulle hê. En ons is bereid om hierdie inligting wanneer dit finaal gepubliseer word uit die aard van die saak met almal te deel. Dan wil jy het nou gepraat van jy gaan vinnig reageer indien by die closure oor die grens spring. Wat moet ons doen? Dit gaan 'n baie lelik ding om te sê om dit in die kiem te smoor sodra dit oor die grens spring. Wat is ons eerste stap? Kyk, ek dink die beste en die maklikste manier is voete op die grond. Surveillance. Weer eens, dis een van die goeders wat ons agterweë gelaat het as Suid-Afrika. Is om presies te weet wanneer diere skuif. En julle doen dit reeds. Ek dink julle doen dit reeds baie goed. Daar gaan natuurlik altyd stouters wees. Oukies wat die reëls omseil of probeer omseil. En die uitsondering moet bestuur word. Daai persone moet, as jy dit in die kiem wil smoor, onmiddellik vasgevang word. En ek dink wat ek sou doen is in julle omgewing of om julle setup is om baie streng boetes in plek te sit vir ouens wat nie die reëls volg nie, sodat dit seer maak om nie die reëls te volg nie. Ek dink dit sal een van die beste afskrikmiddels wees op hierdie stadium om te doen. En dan is ek vir jou gevra om 'n dag in jou dagboek of jou kalender af te merk wat Suid-Afrika closure vry gaan wees. Wat sal jou voorspelling wees? Wel, hoe lank is 'n stuk tou? Maar ons werk na 10 jaar toe. Ek dink ons gaan ons ten minste 10 jaar vat. Ek dink dit mag dalk langer vat. Die feit van die saak is, ons weet, omdat ons wild het, omdat ons buffels het, ons werk na back and claw vry met enting. Op hierdie stadium is ons nog nie sonder enting nie, ons werk by back and claw met enting. Okay, so vir die boere wat nou sit en hulle asem ophou en wag vir 'n dag, wat hulle boerdery, hulle vriende se boerdery, hulle boere se boerdery weer. Hoe lank gaan dit vir hulle vat totdat hulle daai asem? Goed, ons het 'n artikel 9 of 'n control measure soos ons sê op hierdie stadium wat afgekondig word. Indien dit in plek is, hopelik met die navorsing wat ons gedoen het, kan ons en gedruk ons baie hard om binne 28 dae nadat 'n dier geënt is, te kan beweeg vry sonder enige beperking. Fantasties. Enige laaste punte vir ons staan kan jou raad. Ja, ons is baie dankbaar vir Namibië en julle speel 'n baie belangrike rol binne in ons bedryf ook aan hierdie kant
en ons wil graag ook 'n baie belangrike rol speel in julle bedryf. En ek weet ons doen, en ons moet die bande wat ons het, nie net op produsente vlak nie, maar op industrie vlak en natuurlik op landsvlak baie sterker maak. Ons waardeer julle en ek dink julle is 'n ongelooflike land na wie toe ons kan kyk en oor hoe julle doen, en ons is dankbaar vir dit wat julle op hierdie stadium doen, ook vir ons en die inligting wat julle vir ons gee. Daarmee die einde van hierdie week se episode van Agri Monitor. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Volgende week wag daar vir julle 'n splinter nuwe gesig op Agri Monitor, so skakel beslis in om 8:30 volgende Dinsdag aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 asook oneup2.com. Maar tot volgende week van my Irene Marie van der Walt en die hele Agri Monitor span. Boer vooruit.